Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens sal dien tot die eer van die Here, maar ook dat dit vir elkeen van u sal dien tot opbou in die geloof. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte totdat die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, gesang 13, al 3 verse. En ons sing die wydingslied staande. Ons bly dan staan tot na die lofsang. Die lofsang is Psalm 118, die eerste vers. Gesang 13, die wydingslied, Psalm 118, vers 1, die lofsang. Heilig is die Here, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Sy goedheid hier
Die apostel Johannes leer ons, dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Luister na die wet van die Here, soos Jesus dit saamgevat het, en dit vir ons opgeteken is in Matteus 22. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die skrif leer ons, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Aan die einde van die jaar bely ons in besonder met ootmoed ons sonde voor die Here deur die sing van Gesang 66, die eerste vers. Aan elkeen wat met ware berou en in opregte geloof sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste saligmaker en verlosser uit die sonde, verseker die woord van die Here. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Saam met die kerk oor al die eeue bely ons dan nou ons algemene Christelike geloof en elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, bevestig ons opnuut ons geloofsvertroue met die sing van Gesang 368. Ons sing die eerste, die derde en die 5de verse. Deep
Ons lees uit die woord van die Here, broers en susters, twee gedeeltes. Uit die Ou Testament, uit die Psalmboek, Psalm 117, en uit die Nuwe Testament, die tweede brief van die apostel Paulus aan Timotheus, die 3de hoofstuk van vers 1 tot 13, en dan ook 'n paar verse, vers 16 tot 18 uit hoofstuk 4. Psalm 117, 2 Timotheus hoofstuk 3 en 'n gedeelte uit hoofstuk 4. Terwyl ons nou die woord van die Here oopgemaak het, kom broers en susters, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Aan die einde van hierdie jaar buig ons in diep dankbaarheid voor U, ons Vader. Ons loof U en ons prys U. Want dwars deur die afgelope jaar het ons uit U goedheid geleef. U het genade op genade aan ons bewys. U het ons bewaar en ons gelei op die pad na die lewe toe. Selfs by die geleenthede waar ons gestruikel het of afgedwaal het U self ons weer as die goeie herder opgetel, tot bekering en na U toe teruggebring in U liefde. So het U alles vir ons ten goeie laat meewerk. Nie net voorspoed en vreugde nie, maar ook ons hartseer en teëspoed. Ons dank U dat U met ons bly op die lewenspad. Ons dank U, Here, dat U nie net met ons as mense nie, maar ook met U kerk, ook met hierdie gemeente waarvan ons deel is, so deur hierdie jaar gewandel het. Ons dank U dat U regeer het oor ons land en oor ons volk en oor die wêreld om ons. En ons dank U dat ons kan weet, U hou alle dinge in U hand en U hou alle dinge in stand na U goedheid en grootheid. En daarom bid ons dat U ook nou, as ons hier by mekaar is, waar U ons vergader het, dat U in ons midde sal wees. Kom, o Heilige Gees, en open ons ore, verlig ons verstand, verruim ons harte, versterk ons hande en rig ons voete op U pad. Werk in ons, Here, dat ons U stem sal hoor, die stem van die goeie herder. U woorde ons eie sal maak, die woorde wat ewige lewe gee, sodat ons U sal gehoorsaam en U sal volg, in vertroue en in dankbaarheid en met volharding. Saam met Moses wil ons bid, Here, as U nie saam met ons gaan nie, laat ons dan nie hier vandaan verder gaan nie. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Psalm 117, broers en susters, is die kortste psalm in die psalmboek. Dit is trouwens die kortste hoofstuk in die Bybel. Maar dit het 'n kragtige boodskap vir die reaksie wat ons as gelowiges behoort te toon op die wonder van God se teenwoordigheid en beskerming. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons, en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. Tot sover uit die Ou Testament. Uit die brief van Paulus aan Timotheus, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van die godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af.
Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevangen neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teen. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie? En die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. En dan het hoofstuk 4, vers 16 tot 18. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dis die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook sy eie maak. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons. En die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. Die geloof, broers en susters, is nie 'n saak van wensdenkerry nie. Geloof is maar nie 'n vae hoop wat ons het dat die Here ons sal help in ons nood of op een of ander manier by ons sal bly as ons in die benoudheid kom, of dat die Here ons baie voorspoedig sal maak, asof dit 'n soort van 'n lewensdobbelspel is nie. Geloof is om die hele werklikheid in die oog te kyk. Geloof hou hom nie besig met speletjies nie. Geloof kyk na die hele wêreld en die hele lewe in sy totaliteit soos dit is. Dit beteken dat gelowiges rekening daarmee hou dat ons in hierdie wêreld in 'n gebroke wêreld lewe, in 'n wêreld vol pyn en ellende, 'n wêreld waarvan die beste deel moeite en verdriet is. Natuurlik is dit ook 'n wêreld waarin daar vreugdes is, waarin daar suksesse is, waarin daar voorspoed is. Dis 'n wêreld wat aan die een kant swaar kry beteken en aan die ander kant beteken dat ons tog ook kan lewe. Maar die werklikheid is nie net die dinge wat ons sien en die dinge wat ons kan ervaar in hierdie wêreld nie. Die werklikheid is baie groter as dit. Die geloof weet dat dit wat ons kan sien en dit wat ons kan ervaar, hierdie wêreld toegevou is in die hande van God. Dat hy die skepper is, dat hy die onderhouer is, dat hy die almagtige is. Die geloof sien raak dat God die lewende God is, wat elke dag met ons bemoeienis maak. Dat hy die almagtige God is,
wat omstandighede beheer en regeer, wat mag het oor owerhede, oor die natuur, oor alle dinge in hierdie wêreld, want hy is God. Maar die geloof weet ook, broers en susters, dat hierdie God ons Vader is. En dat hy as 'n Vader vir ons, oor ons en ons omstandighede en ons wêreld heerskappy voer. Mense wat met God nie rekening hou nie, die leef 'n baie leë lewe. As jy nie met God rekening hou nie, net maar met hierdie halwe werklikheid van dit wat jy kan sien en ervaar in hierdie wêreld, dan moet jy jouself afvra, watter doel het my lewe? Watter sin is daarin dat ek hier is? Is enigiets wat ek doen of vermag of bereik van betekenis? Hoekom sal ek hartseer wees as daar donker oomblikke oor my kom en vreugdevol wees as daar goeie oomblikke oor my kom? Want my hele lewe is eintlik maar net 'n sameloop van omstandighede, dis maar 'n klomp toevallighede. En dis 70 jaar of 80 jaar, dan is dit weg. Oor nog 70 of 80 jaar is daar nie eers meer agterkleinkinders wat van my iets weet of my onthou nie. As dit net in hierdie wêreld was, en dit al werklikheid is wat ons geken het, dan was ons lewe inderdaad leeg en doelloos en sinneloos, en dan moes ons in ons wanhoop eintlik maar uitroep, laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre is ons dood. Maar Psalm 117 roep alle volke en alle mense en alles wat asem het en leef en bestaan, om God te loof. Al die nasies, al die volke, om hom te prys. Want hierdie God is nie alleen daar nie, hierdie God hou hom met ons almal besig. En hy roep ons om met God rekening te hou, want God se verbondsliefde verbreek hy nie. Sy goedertierenheid is geweldig oor ons. Van die paradys af het God al hom aan ons verbind. Het hy ons ellende al raak gesien en synig gemaak. Van die paradys af al is hy met ons besig en beloof hy ons dat hy in sy verbondsliefde ons in sy hande hou. Sy goedertierenheid oor ons is geweldig. En die trou van die Here is tot in ewigheid. Hy laat vaar nie die werke van sy hande nie. Hy beloof een wat die slang se kop sal vermorsel. En in hierdie wêreld van sonde en onder sy oordeel maak hy dit moontlik dat mense kan klere hê om aan te trek, dat 'n vrou 'n nageslag kan voortbring, dat 'n man uit die sweet van sy aangesig kos op die tafel kan kry. Hy regeer steeds sodat ons kan bestaan en lewe. Sy trou oor ons is sonder einde. En as ons nou terugkyk op die jaar wat verby is, wat sien ons, broers en susters? Dis menslik, dis natuurlik en dis ook behoorlik dat 'n mens aan die einde van die jaar 'n bietjie bestek opneem van alles wat gebeur het. En as ons terugkyk oor die jaar, wat gaan ons dan sien oor die jaar? Ons gaan sien dat ons elke oomblik van elke dag in God se hand geleef het. Dat hy sy verbondsliefde aan ons bewys het. Dat hy aan ons getrou gebly het. Daarom kan ons hom loof
en daarom kan ons die wêreld oproep tot lof aan die einde van die jaar. Maar dat ons in God se hand was, dat God sy goedertierenheid aan ons bewys het, dat God getrou gebly het aan ons, beteken nou nie, broers en susters, dat die geloof met eens die wêreld deur 'n rooskleurige bril sien en sê alles is maar net goed en mooi en gaaf nie. Want dit is nie waar nie. Die geloof weet, die gelowige het dit ervaar, dat hierdie jaar sy eie lyding gebring het, dat die jaar sy eie ellendes gehad het, dat ons in hierdie jaar nood geken het en leed moes verduur. En nie alleen ons nie, maar is oor die hele wêreld so. Daar is oorloë gevoer, daar is terroriste dade gepleeg, misdaad oor die hele wêreld was daar, die dood het oor die hele wêreld getref, ook ons getref, daarom was ons droef by die verlies van 'n geliefde, daarom het ons pyn geken, wanneer verhoudinge verbrokkel het, daar was angs, as ons werk verloor het, daar was wanhoop, oor 'n kind wat die spoorbuister geraak het. Dis die werklikheid van ons lewe. Ons worstel elke dag daarmee. En dat God by ons is, beteken nie met eens dat die wêreld 'n paradys is nie. Inteendeel, God is by ons in 'n gebroke wêreld, 'n wêreld aan die nietigheid onderworpe onder sy oordeel. En in so 'n wêreld het Jesus 'n mens geword vir ons. En dat die wêreld so lyk, daarvan getuig Paulus ook in sy brief aan Timoteus. Paulus skrywe aan Timoteus oor 'n wêreld waarin mense liefhebbers van hulle self sal wees, bandeloos, wreed, 'n wêreld vol afvalligheid, 'n wêreld vol ongeloof en twyfels. Skryf vir Timoteus oor 'n wêreld waar mense liefhebbers van genot is, meer as liefhebbers van God. En dis mense in die kerk oor wie hy praat. As dit in die kerk so lyk, hoe sal dit daar buite lyk? Van hierdie soort dinge, sê Paulus vir Timoteus, moet jy onttrek. Jy moet nie soos die wêreld word nie. Jy moet nog steeds in hierdie wêreld leef, en weet dis hoe die wêreld is, maar jy moet jou nie daarmee vereenselwig nie. En hy sê vir Timoteus, elkeen wat hom nie daarmee wil vereenselwig nie, elkeen wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Nie alleen vervolg word, broers en susters, deur die magte van buite nie. In die week het ek verneem dat in die afgelope jaar, terwille van hulle geloof, daar meer as 4.500 Christene oor die wêreld op een of ander manier vermoor is. Dis 'n geweldige klomp mense. Elkeen wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Maar is nie alleen hierdie magte van buite nie. Hoe goed weet ons dit nie, broers en susters, dat dit nie die mag van buite is wat my van Christus wil losslaan nie, maar my eie swakhede. En die kragte van die duiwel en die bose wat my wil verlei, en met versoekinge op my pad kom, en wat my van die Here wil vervreem. Dikwels is ons self die grootste oorsaak van ons diepste ellendes en moeite en verdriet. En soms lyk dit asof daar nie uitkoms is nie. En as Paulus vir Timoteus skrywe, dan is daar mensliker gewys gesproke vir Paulus geen uitkoms nie. Paulus sit in die tronk. En die tronkstraf is waarskynlik in Rome,
En Paulus is nie seker of hy met sy lewe daar sal uitkom nie, waarskynlik het hy dit ook nie gedoen nie. En Paulus skrywe, in hierdie tyd, toe ek nou hier in die tronk is, en vir my lewe moet gaan veg daar in die hofsaal by die regter, het almal my verlaat. Daar was niemand by nie. Sê maar, dit is nie die eerste keer wat ek vervolginge verduur het nie. Dit is nie die eerste keer dat ek swaar gekry het nie. Hy sê vir Timotheus, dink nou maar aan die kere wat daar was in Iconium en Lystra en al die ander plekke. Watter vervolginge moes ek nie al verduur nie, en die Here het my uit almal gered. En toe ek nou hier in die hofsaal op my eie is, sonder dat iemand my wil help, nie eers een van die gemeentelede in Rome wat daar is, om hom moreel by te staan en bietjie te bemoedig en te versterk nie, was ek nog al die tyd nie alleen nie. Die Here was by my. Die Here was by my. En wat het die Here gedoen? Die Here het my uit hierdie nood gered. Daar in hierdie hofuitspraak het die Here vir my ingetree, sodat ek my werk kon voltooi, dat ek die prediking kon volbring, dat al die heidene dit kon hoor. Daar was nog mense vir wie ek die evangelie moes verkondig. Hierdie mense wat my in die tronk hou, hierdie mense wat my aankla, vir hulle moet ek nog die goeie boodskap van Jesus Christus bring. En die Here het my gered, dat ek dit kan doen. Hy het my uit die bek van die leeu verlos. Dis waarskynlik baie letterlik bedoel, broers en susters, dat Paulus hierdie keer die vonnis ontgaan het, om in die sirkus vir die leeu's gevoer te word. En so is hy uitgeruk uit die bek van die leeu. Maar Paulus weet dat dit nie net hierdie regter is nie. Hy weet dat daar nog bose werk is wat hom van God wil vervreem. Daarom sê hy, dit kom nog, daar is nog dinge wat gaan gebeur. Waarskynlik sal die bose hierdie regter gebruik om Paulus ter dood te veroordeel, en uiteindelik het dit so gebeur, is hy in Rome onthoof, maar dalk is daar ook die aanvegtinge van die bose terwyl hy daar in die tronksel sit. En Paulus sê, maar die Here sal my daaruit red, om my in sy hemelse koninkryk te bring. As ons na die wêreld om ons kyk, en ons sien hoe dit lyk, dan is ons nie besig om 'n prentjie te skets van alles wat mooi en goed is nie. Ons is besig om 'n prentjie te skets van die wêreld waarin ons lewe, maar waarin gelowiges weet die Here is daar. En die Here regeer. En hoe my omstandighede ook al is, en wat mense ook al in my doen, die Here sal my uitred. Nie maar uitred dat ek in hierdie wêreld kan bly nie, maar my uitred sodat ek in sy heerlike koninkryk kan ingaan. En so hou ons rekening met die hele werklikheid. Die werklikheid van hierdie wêreld, die werklikheid van God wat hier met ons besig is, sodat ons in die ewige heerlikheid kan ingaan. En as God hier is en met ons besig is, onder ons omstandighede, in ons stryd, dan is hy met ons ten goeie besig. Hy regeer oor ons, voorspoed en ons teëspoed, oor ons vreugdes en ons leed, so dat alles vir ons ten goeie kan meewerk, so dat ons gevorm word na die beeld van sy seun. God wat die beeldhouer is met my besig, sodat ek waarlik volkome in alle opsigte
sy kind sal wees, soos Christus sal wees, en saam met Christus in die ewige koninkryk kan ingaan. As ons dan terugkyk oor hierdie jaar, broers en susters, kyk ons nie net terug oor die goeie dinge nie. Ons kyk nie net terug oor die slegte dinge nie. Ons kyk nie maar net terug en sê die Here was by ons en die Here het ons gehelp nie. As ons oor hierdie jaar terugkyk, dan sien ons raak elke oomblik van elke dag was die Here met my besig, sodat ek soos Christus kan wees. Hy maak my gereed vir die hemel. En wat 'n wonder. Die omstandighede van die wêreld, die omstandighede in hierdie land, die dinge wat met my gebeur, alles is in die hand van die Here, wat my uitred, dat ek in sy heerlikheid kan ingaan. Gelowiges hou rekening met die volle werklikheid, broers en susters. Die wêreld onder die oordeel waarin ons lewe, maar ook die wêreld wat kom, waarin God ons roep. En op die pad daarheen het hy ons aan die hand gevat. Dis die volle werklikheid van ons bestaan. En as ons terugkyk oor hierdie jaar en ons sien dit raak, dan kan ons met blydskap die woorde van Psalm 117 uitjubel. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons, en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. So het ons deur hierdie jaar gebid, Here, en so het u dit laat gebeur. Onder alle omstandighede is u besig en werk u. En al sien ons dit dikwels nie raak nie, al weet ons dikwels nie hoe nie, is dit die werklikheid dat u besig is om in hierdie wêreld alles gereed te maak vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. En laat u dit kom, en bid ons Here dat u dit ook sal laat kom in die jaar wat voor ons lê. En as ons agtertoe kyk, dat ons sal raak sien, dit is u wat oor die wêreld so regeer, dat alle dinge meewerk om u raadsplan te volvoer. Ons dank u Here, want in hierdie jaar wat verby is, het u ons daaglikse brood gegee. Nie altyd dit wat ons wou hê nie, maar altyd dit wat ons moes hê. U het vir ons teëspoed gegee as ons dit nodig gehad het, voorspoed as dit vir ons ten goeie was. U het hartseer beskik, maar ook vreugdes, want ons lewe in u hand en u vorm ons, en u het ons gevorm en ons dank u daarvoor. Ons bely, Here, dat ons nog steeds onvolkome is. Want wanneer ons bid, vergewe ons sonde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, dan weet ons dat dit vir ons so dikwels moeilik is. En dat daar baie kere in ons lewe mense oorbly en dinge oorbly wat ons nie in u hand geplaas het met vergifnis nie. En bid ons, vorm ons, Here, dat ons waarlik vergewensgesind sal lewe tot u eer, omdat ons u vergifnis ken en glo.
Ons word steeds aangeveg deur die bose, en so maklik en so dikwels swig ons voor sy aanslag. Ook in die jaar wat verby is, het dit met ons gebeur. Maar ons dank u, Here, dat u ook ons swakhede ten goeie laat meewerk. En bid ons dat u ons al meer en meer die swakhede sal laat ken, dat ons kan oefen om godvrugtig te lewe en oorwinnend kan lewe oor die bose en sy verleidinge en sy versoekinge. Ons bid, Here, dat u elke versoeking vir ons sal omkeer in 'n beproewing wat ons geloof sal louter en suiwer, dat ons kan lewe tot eer van u naam. Ons dank u vir u kerk waarvan ons deel is. Ons bid, Here, dat u ook hierdie gemeente in die jaar wat kom sal bewaar, en dank u dat u ons, alles ons min in getal, sonder invloed, gering, selfs in u oë minder as 'n stofie op 'n weegskaal, dat u ons gebruik het in u diens, en dat ons iets van die koninkryk se bouwerk kon doen. Ons bid, neem dit, Here, en sit dit in u groot raadsplan op sy plek, dat ons ook as kerk en as gemeente waarlik diensknegte sal wees tot u eer. Wanneer ons na u toe kom, dan doen ons dit met groot dankbaarheid, oorstelp in die wete dat u sondaars u kinders gemaak het. Kom ons in die naam van ons Here Jesus en bid ons, Here, hoor ons, as ons tot u nader, want u is ons Vader. Amen. Die slotsang, broers en susters, gesang 358, albei die verse van gesang 358 ten slotte. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here en die krag van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen.